Goeiemôre almal. Eintlik moet ek erken, ek weet nie om jou te groet nie. Want gewoonlik is ons hemelvaartdiens mos donderdag aand 7 uur. En hierdie opname is nou reeds dinsdagoggend 12 uur. Dit bly maar vir ons 'n vreemde tyd hierdie. 'n Tyd waarin ons verlang om by mekaar te wees. So asseblief, die een ding wat jy moet weet is dat ons baie graag hierdie diens eerder saam sou wil hê. Maar tog hoop ek dat dit vir jou 'n mooi geleentheid sal wees. Baie dankie vir Piet wat vir ons die opname maak en ook die versorging. En baie dankie ook vir Marikus vir die begeleiding van die sang en die musiek. Ons gaan die oordenking begin deur die kers aan te steek, deur te luister na 'n lied wat 'n belydenis is as ons die kers aansteek. Dit is vonk 277. U is die lig wat deur die donker skyn. Die woorde sal verskyn en jy kan dit lees of jy is welkom om dit ook self saam te sing. U is die lig wat deur die donker skyn. U is die een wat die duister laat verdwyn. Skyn in ons harte, dryf die donker uit. Skyn in ons lewe tot in ewigheid. Kom ons bid saam. Here, U weet dat ons ook dikwels na U soek. Selfs met Goeie Vrydag en Opstanding Sondag nog vars in ons geheue. Dit word so maklik donker om ons. En dan voel dit vir ons of ons die pad byster is. Maar dankie Here, dat ons nog altyd mag bly soek na U. En dat U ons selfs los om te mag rondtas. Die troos bly dat U nooit ver van enige een van ons af is nie. Want deur U lewe ons, beweeg ons en bestaan ons.
U het nie nodig dat ons u versorg nie. Here, ons het u nodig. Ons het dit nodig om bewus te wees dat u by ons is en dat u in elkeen van ons is. Amen. Om iemand in die steek te laat. Jy weet mos wat dit beteken. Om iemand op 'n kritiese tyd in sy lewe oor te laat aan sy eie lot. Waarskynlik het die betekenis van hierdie uitdrukking sy bestaan te danke aan 'n speelietjie wat in die middeleeue gespeel is. 'n Spel wat die soldate gespeel het wanneer hulle mekaar met swaarde of spiese gesteek het. Dit het dan so gewerk dat jy het 'n kameraad gehad wat jou beskerm het en jy het hom beskerm. Maar wanneer dit sou gebeur dat die kameraad jou nie beskerm en iemand jou sou raaksteek, dan het jy vir jou kameraad gesê, jy het my in die steek gelaat. Op 'n kritiese tyd in my lewe het jy my aan my eie lot oorgelaat. Hemelvaart? Wat is die emosies wat by ons opkom as ons oor hemelvaart dink? Hoe voel ons oor hemelvaart? Het Jesus se weggaan by jou en my die gevoel gelaat dat hy ons in die steek gelaat het? Dat hy op 'n kritiese tyd ons aan ons eie lot oorgelaat het? In hierdie grendeltyd is dit die emosie wat waarskynlik al 'n paar keer by ons opgekom het. Ek is in die steek gelaat. Nou in die kritiese tyd wat ek mense nodig het, kan ek nie by hulle uitkom nie, en hulle kan nie by my uitkom nie. Daarom hoop ek regtig dat ons oordenking ons sal help om weer na te dink oor die vraag, het Jesus ons regtig in die steek gelaat? Kom ons lees saam uit Johannes 14 vanaf vers 15. Jy sal weer eens die woorde sien, so jy kan saam lees. Johannes 14 vanaf vers 15. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe, nog net 'n klein rukkie en dan sien die wêreld my nie meer nie. Maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. En daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Wie my opdragte uitvoer, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom ook lief hê en my aan hom openbaar. Jesus antwoord hom, as iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my nie liefhet, neem my woorde nie ter harte nie, en my woorde wat julle hoor, is nie myne nie, maar die Vader se wat my gestuur het. Jesus is besig om sy disippels vir die hemelvaart voor te berei. En dan troos hy hulle met die woorde in vers 18, ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Weeskinders het waarskynlik verskillende emosies, afhangende van elkeen se persoonlike omstandighede. Maar die een emosie waarmee elke weeskind worstel, is die emosie van, jy het my in die steek gelaat. Op 'n kritiese tyd in my lewe, het jy my in my eie lot oorgelaat. En nou troos Jesus die disippels, van hom is dit nie waar nie. Van hom kan nie gesê word dat hy ons in die steek laat, ons aan ons eie lot oorlaat nie. Het is dan dat Jesus die disippels bemoedig, met die mooi woorde in vers 16 en 17, ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. 'n ander voorspraak.
Jesus is voorspraak, maar as 'n ander voorspraak. Hierdie woord voorspraak, parakletos, kan ook vertaal word met helper, raadgewer, trooster. Party vertalings gebruik selfs die woord advokaat, wat in hierdie konteks eintlik nie goed pas nie. Miskien sou die woord inspraak tog werk. Voorspraak, inspraak. Jesus bid dat sy disippels bewus sal wees, dat die Heilige Gees in gesprek met hulle gaan, dat die Heilige Gees met ons sal praat, en ons bewus sal maak van Jesus se woorde. Wat is dit wat die Heilige Gees vir ons wil kom sê? In vers 26, en hy sal julle alles leer, en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Die Heilige Gees wil met jou en my in gesprek gaan oor Jesus se woorde. Maar wat dan mooi is dat Jesus ons help om te verstaan, dat die Heilige Gees baie meer is as maar net 'n geskiedenisonderwyser. As maar net iemand wat die geskiedenis elke nou en dan by jou en my wil inskerp. Nee, die Heilige Gees wil juis ons so lief kom maak vir Jesus se woorde, dat ons dit sal uitleef. Daarom vers 21, die een wat my lief het, is die een wat my opdragte uitvoer. As iemand my lief het, vers 23, sal hy my woorde ter harte neem. My Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom woon. Hoor jy mooi? Die gesprek wat die Heilige Gees met jou en my wil hê, is om Jesus se woorde so helder aan ons oor te dra, dat ons daarvoor sal lief wees, dat ons dit sal vertrou, en dat ons gehoorsaam sal wees daaraan. Daarom lyk dit my dat ons die werk van die Heilige Gees in ons lewe kan beskryf met 3 sirkels. 3 sirkels wat in 1 sirkel verweef is. Lief hê, vertrou en gehoorsaam. Jy sien, Jesus se weggaan, al is dit asof ons hom in 'n wolk sien weggaan, is nie omdat hy ons in die steek laat nie, maar is juist omdat hy op 'n ander manier by ons is. En daarom is die inspraak van die Heilige Gees juist 'n beskrywing van Jesus se hier wees. Dit gaan met ander woorde in hemelvaart nie oor Jesus wat ons in die steek gelaat het nie, maar Jesus wat hier by ons is. Jesus wie se inwoning gekenmerk word aan liefde, vertroue en gehoorsaamheid. In sy boek The Cost of Discipleship maak Bonhoeffer 'n baie belangrike stelling as hy sê, alleen hy wat glo kan gehoorsaam wees, en alleen die een wat gehoorsaam is kan glo. Die ander kant van geloof is gehoorsaamheid, en gehoorsaamheid word gedra deur geloof. Daarom is hemelvaart nie Jesus wat ons in die steek gelaat het nie, maar Jesus wat op 'n ander manier by ons kom woon het, deur sy Gees wat in gesprek is met ons. So die vraag is eintlik nie of Jesus ons in die steek gelaat het nie, maar of ons Jesus in die steek laat. Mag hemelvaart ons dan opnuut weer herinner aan Jesus se woorde, sy liefde. Mag dit by ons 'n stuk geloof wakker maak, sodat ons dit sal vertrou en sal gaan uitleef. Hemelvaart. Jesus laat ons nooit in die steek nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, maak ons asseblief bewus van die Heilige Gees, die ander helper, die inspraak, die een wat in gesprek met ons wil wees. Help ons om bewus te wees van die Gees wat ons aan u woorde wil kom herinner. Dat daar weer by ons 'n stuk opgewondenheid
vir u woord kom. Dat ons liefde vir u sal oorgaan in vertroue en in gehoorsaamheid. Vul met u gees my breekbare kruik, dat u my oral nuttig kan gebruik. Amen. Ons gaan luister nou na die lied wat Marikus vir ons gaan speel, lied 528, al 3 die verse. Leer my u wil, Heer. Jy sal weer die woorde kan sien, so jy kan saam sing, of jy kan dit maar net lees. Mag jy en ek in hemelvaart bewus wees dat die Here altyd by ons wees. Amen.